Goeiemiddag. Ons is weer terug by depressie. En ons gaan vandag so 'n bietjie raak aan depressie, die olifant in die kamer. Depressie is die een ding wat in meeste kamers voorkom, in meeste gemeenskappe voorkom. Depressie is daardie olifant wat niemand oor wil praat nie. En dit is die siekte wat ook 'n stigma het. As jy kanker het, is daar nie 'n stigma aan nie. As jy griep het, is daar nie 'n stigma aan nie. As jy gaan vir 'n blinde darmoperasie, dan is daar nie 'n stigma aan nie. As jy gaan vir 'n breinoperasie, dan is daar nie 'n stigma nie. Maar vir een of ander duistere rede is daar 'n stigma aan depressie. En omdat daar 'n stigma is dit so dat ons mense wat met depressie stoei, diegene van ons wat leef met depressie, diegene wat van so 'n aard met depressie omgaan, dat hy dit wegsteek vir sy familie, of die familie erken nie die simptome nie, hulle weet nie dat die persoon depressief is nie. Depressiewe mense kan soms nie onderskei word nie, omdat hulle vlug na alkohol, as hulle van die werk afkom, waar hulle onder druk was, of hoe ook al sy, dan sal hulle so 'n paar doppe gaan drink, en die depressie tydelik ontsnap, maar net weer tot die volgende oggend toe. So om hierdie gestigmatiseerde siekte waarmee ons stoei, meer verstaanbaar te maak, is dit nodig dat ons almal oor depressie praat. Ek praat al baie jare uit oor my depressie. Ek is nie meer skaam nie. Daar is nie vir my 'n stigma nie. My familie weet van my depressie, al weet wanneer ek deur dit gaan, en vir my is dit baie belangrik dat mense moet weet wanneer ek selfs met ligte depressie, en dan met matige depressie, en dan éventueel dan voeter ek in die diepste gat van erge depressie, kliniese depressie as jy dit so wil noem, of dit is bipolêre depressie, of dit is maniese depressie. Vandag gebruik hulle eerder kliniese depressie of bipolêre depressie. Die eerste keer toe ek iets van depressie gesien het, of was toe ek by 'n boektafel was. Ek het destyds nie besef dat ek met ligte depressie alreeds gesukkel het, omdat ligte depressie kom, dan gaan hy weer, en na so 'n maand of 2, dan kom hy weer vir 'n week of 2, en so het jy dit maar bestuur, jy het gaan hardloop, ek het ultra afstande gehardloop. Vir die oefenry het jy so 12-15 kilometers op 'n aand of 'n oggend gaan draf, en op daardie wyse het ek, sonder dat ek geweet het, ek die matige depressie bestuur. En vandag, as ek terugkyk oor my lewe, dan sien ek hoe die druk van die werk meer en meer geword het, en ek minder aandag gegee het om die matige depressie te bestuur. Maar ek was eendag by 'n boektafel, en ek is eintlik 'n boekwurm. Toe lê daar 'n boek op die tafel wat my aandag trek, van Isak de Villiers. Ek dink hy het hom so iewers in die 80er jare geskryf, as my geheue my nie in die steek laat nie. Die siekte van ons tyd. Ek het daardeur gelees, stadig, en ek het hom weer gelees, en ek het besef, hoorie maar, dit is hier waarvan gepraat word wat my mekeer. Hier is definitief 'n paar simptome wat met my assosieer. En ek het die boek éventueel neergesit, want ek weet daarom nou ietsie van depressie af, maar ek was nog nooit by 'n dokter of iets gewees nie. En ek het 'n matige depressie geval, en ek het éventueel daarvoor by 'n dokter opgeëindig, en ons sal, soos ons deurgesels, dan ook 'n bietjie verder oor dit deel. Maar ek het ook, toe ek met matige depressie deurmekaar geraak het,
en eventueel by 'n dokter uitgekom het ek nie lank daarna in 'n boekwinkel in die venster gesien, The Ghost in the House. Ek het die boek gaan haal, ek het gaan kyk na hom, waaroor hy gaan, en ek het die boek gekoop. Dit is ook 'n verhaal van 'n vrou wat met depressie gesukkel het. Sy het eventueel, as ek reg onthou, het die boek in 2007 uitgekom. Weereens is ek nie baie seker nie. Maar die vrou het ook 'n lewe gelei met depressie en haar gesin probeer by mekaar hou. En sy het na 20 jaar van die feit dat sy gelei het aan depressie, het sy eventueel in 'n hospitaal opgeëindig en het hulle haar op wat hulle noem die suicide watch gesit, selfmoord watch, versorging. Ek was ook daar gewees waar hulle dag en nag by my 'n persoon gehad het wat my opgepas het, en ek het eers later uitgevind dat ek 'n hoë risiko was om my eie lewe te neem, en daarom dat in die hospitaal het hulle dan nou hierdie mense wat dag en nag op 'n stoel sit, 12 ure sit die een en 12 ure die ander een, en al wat sy werk is om jou op te pas, en waar jy ook al gaan hy al agter jou aan. So, dan is die laaste ding wat ek wil noem, wat belangrik is, net eers weer vir hierdie videoetjie is, ons depressie verskil van mekaar. Ons het dieselfde simptome, maar ons ervaar dit op ander vlakke. Dis amper soos 'n Smartie box. Jy gooi die Smarties uit in verskillende kleure, maar op die einde van die dag proe elkeen maar presies dieselfde as die vorige een. En ek noem dit die Smartie box depressie. Die mense met wie ek gesels, as ons gesels, dan het ons baie vergelykende simptome, maar die manier hoe ons daardeur werk, die manier hoe ons dit ervaar, dit verskil van mekaar. So, indien jy met ligte depressie sukkel, dit is redelik maklik om te beheer. Die oomblik as jy oorgaan na gematigde depressie, of jy gaan oor na kyk nou hoe sukkel ek om by te kom, en jy gaan oor na die erger depressie, die een wat hulle klinies bipolêr of manies noem, dan begin die rit baie rof raak, en dit is in hierdie deel van die rit waar ons begin twyfel aan ons geloof. Dit is hier waar seker die eensaamste wêreld is waarin jy kan gaan, en dit is nie vir kort tydjies nie, dit is vir lang tye. So kom ons hou die skerm dop, teken in daarso by subscribe, like die videoetjie, dit help ons om die algoritme op te kry, en dat meer mense kan kyk na die videoetjies wat ek wil maak, en dit wat ek al reeds begin het. So, die ander gedagte is om die bewusmaking te doen. Ek het gekyk en ek het al gesoek oor die jare oor hoeveel van ons Afrikaans sprekende mense praat uit oor ons depressie op die internet, en ek het maar 1 of 2 opgespoor, waaronder Retief Burger was een van hulle gewees destyds, en jy kry nie dat ons mense oopmaak nie. Vir al ons Afrikaners, ons is maar baie skie met ons depressie, omdat ons dan uitgemaak word as swakkelinge, verkies ons om dan eerder stil te bly oor dit. Maar ons gaan weer gesels, en tot volgende keer, seënbede vir jou en sterkte met jou stryd in depressie, en die familielede wat nie weet nie, ons gaan ook by dit uitkom. Dis 'n ongelooflike stryd waardeur die familie ook met ons gaan. Geseënde tyd vir julle.